Goeiemorgen. Goeiemorgen julle. Ek hoop julle almal is lekker wakker vanoggend. Ek is wakker vanoggend. Was nie gister die tyd wakker nie, maar dit was absoluut my wekker se skuld. Daar sê. Kom ons maak ons oë toe en dan Here, dankie dat vanoggend 'n nuwe oggend is en dankie dat die woord sê elke dag is 'n nuwe dag. Dit is 'n nuwe geleentheid om U naam aan te roep en om mense van U te vertel. Dan kom bid kom seën vanoggend sodat ons regtig iets opnuut kan leer en kan weet hoekom ons juis hier is vandag. As jy kan opstaan. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here, o my siel, en prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe noem sy naam. En die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe noem sy naam. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. En prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En prys die Here, o my siel, ja prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En ek sal sê, die Here is my vesting, ja ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Hy is my God, wie ek vertrou, Heer is my God, en ek vertrou die grote naam, die wat glo, Heer sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, Heer is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, Heer sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en
alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, hier is my God, en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, hier sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, hier is my God. Ek vertrou U groot naam. Die wat glo, hier sal U nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Dankie Hemelse Vader, dankie Yeshua en Elohim, dankie Here vir 'n wonderlike oggend om weer op te staan en weer weet ons kan U loof en prys. Dankie dat ons in 'n land kan bly waar ons U nog kan loof en prys, waar ons in ander lande van die wêreld waar U onder secret moet geloof en prys word, waar mense nie daai reg het nie, Here. Here, lei vandag vir Effa, Heilige Gees. Dankie dat U vir ons 'n boodskap bring, wat sekere mans nodig het en wat of alle mans nodig het. Here, dankie dat U ons daarmee gelei, en dankie vir elke ding wat U vir ons doen. En dat ons net weet, ons is afhanklik van U. Ons besigheid is afhanklik van U. Ons hele lewe is afhanklik en ons moet net vertrou op U, Here. En net geloof in U. Ek bid alles in die naam van Yeshua Messiah. Amen. Amen. Die manne, julle kan maar sit. Dankie, gee vir ons musiekmanne lekker hande klap. Yes, like man. Daar sê. Manne, kry vir julle 'n sitplekkie. As jy vanoggend die eerste keer by ons is, ek het julle sê die nagmaal is nie uit nie, dis my skuld. Ek het die trommeltjie vergeet met die nagmale goed. Hierdie is die boek van Silver Lakes se manne wat al vir ingeskryf is. Dis een van die boeke. So as jy nou vanoggend die eerste keer by ons is, jy het nog geen so boek jou naam geskrywe nie. Skryf net vir my jou naam en van my, dis die boek van die lewe. Maar goed is, as jy jou naam goed nie, Alwyn is jou naam nie op. Okay, Alwyn, jy's reg. Okay. Nou goed, Effa, as jou naam, jy moet jou naam opskrywe. Okay, so dan skryf jy jou naam op. En hier sulke briefies in, sommer 'n bietjie as jy hulp nodig het of so. Maar wat van hierdie boeke is wat die ander boeke nie het nie. As jy nog nie, so sien die voorblad. Vat 'n foto van hierdie voorblad. Want dit is die Wingman noodnommers wat jy kan skakel 24 uur as jy 'n probleem het. Ons het al in die aande 11:30 oproep gekry. En dis wat Wingman is. Dis wat Wingman is. Wingman is nie 'n kerk nie. Maar Wingman behoort aan die Here Jesus Christus en dit gaan net oor hom alleen. En op hierdie voorblad is nommers wat jy kan skakel as jy hulp nodig het. So vat die voorblad, neem gou 'n foto van hom. Die ander van die ander boeke het dit nie, ek sal hom vir jou so omstuur. En as jy nog nie jou nommer in 'n boek het nie, as jou nommer in 'n boek is, moet jy in hierdie boek dit skryf nie. Dit is maar net vir iemand wat nuut is. Het iemand vir ons 'n mooi storie? Ietsie lekkers om te vertel. Ons het gisteroggend mooi stories gehad daar by Silver Lakes se bos af. Wie het vir ons 'n lekker storie? Gaan dit nou al beter met jou? Is jy nou reg, Steven? Kom deel met ons jou. Het jy nou 'n mooi storie vanoggend? Môre manne. Leon vra so want gister was daar by Bosse Silver Lakes en hy sê, "Hoe gaan dit?" Hy kyk vir my so en ek skud my kop en, "Leon, ek wil nie praat nie." En hy sê, "Okay, jy weet wat? Leon, dit gaan moeilik, jy weet.
Eerste ding in my bakkie klim gister. Ek sê nie 'n woord van wat jy wakker word. Jy weet daai wekker gaan aan en is 10:05 en dan ek nee, yes, ek sukkel bietjie. Jy weet alles is net 'n bekleierery. Jy weet dis jy weet sê altyd your cup is supposed to be overflowing. You know like niks nee toe druk ek wekker deur en ek nee, ek gaan nie Silver Lakes toe gaan vanmôre nie. Maar dan 'n minuut later begin die honde mal gaan daar met die 9 mil uit daar in die straat. Dis nou die vullis verwyder uit die dromouens. Hulle het nou op 'n Woensdag gekom in plaas van 'n Dinsdag. So my honde het nie gelike nie, maar anyway, en toe sê ek nou, okay, jy is maar wakker, gaan maar nog steeds, jy maak jou koffie, kom reg, in die bakkie, nie 'n woord nie. Maar toe ek in die bakkie is, my eerste woord is, Father, why aren't you answering me? Ek weet nie of julle dit ook gekry het nie, jy weet, alles, dit is 'n bekleierery, alles kom van die kante af, kry 'n blindside. Ek het ook my sukkel met die werk. Dis nie 'n sukkel nie, die werk kom in, maar die geld kom nie in nie. En my broker bel my laasweek en sê, well luister, by the way, your insurance has been cancelled, you've got a high claim record, but don't worry, we're working on it. En ek, ja, vader, dankie. Dit ook van die kant af, jy weet. Maar ek het net besef gister, it's like how do we please God? Enige iemand. Gaan ons op ons knieë en hoeveel Hail Marys jy sê en jy gaan voer die arme mense en jy skop nie die hond nie en jy slaan nie jou vrou nie. Is dit ons God bly maak? So, without faith, it is impossible to please God. That's it. So, ek het gister besluit. Ek bid al 3 jaar. Ek vertrou jy Here, vertrou jy Here, vertrou jy Here. En dan gister weer. Like, Father, why aren't you answering me? It's like jy sê jy glo in my, wys my jou geloof. So, ek het net die basics besluit. Without faith, it's impossible to please God. So fill your heart and your mind with faith. En ander ding is vreugde. Fill your heart with joy. Ek het 'n ding geleer laas jaar wat my regtig op spoor gehou het en dit, if you fill your heart with joy, you push out all bitterness. So is net uit 2 basics, jy weet. Yes, dinge vandag van gister af tot vandag. Alles is 'n challenge, maar jy moet maar opstaan gaan. Gelukkig het ek gedruk gister een van my projekte, waar my geld vassit vir 3 maande. Ek het wragtig toe en is 'n solar job. So daar's 335 panele op 'n groot gebou in Sandton. Jy kry nie jou geld tot alles klaar is nie. En wragtig daai job het soos stroop geloop. 300 panele, alles gaan perfek. Die laaste 35 panele, die laaste paneel wil nie aanskakel nie. Probleme. Ja, dis nou solar vir jou. Maar deurgedruk, aanhou bid. Jy weet, pompie Christelike cowboy musiek in die bakkie elke dag. En ja. Hou net jou hart. You say you trust him. Do you trust him? Faithfulness. The only way to please God. Faith. Kom ou Pierie, kom praat gou vir ons. Manne, ek was so siek dat ek nie agtergekom het ek was siek nie, maar my gees was so gelukkig. Maar my vriende, Christene, het my gevat na Denmark en binne 9 dae was ek ten volle gesond. Ek moet nou net 'n apnee-masjien kry om nie agter die stuurwiel van my kar in slaap te val nie. Ek prys die Here. Prys die Here. Dankie julle, dankie. Okay manne, is daar nog iemand wat 'n mooi storie vir ons het te goeders nou van hy prys die Here. Ek het 'n ou wat die werk het, so gesukkel om werk te kry. En hy doen ons Sanien wingman, hy's by wingman Sanien, hy hardloop ons ding. Hy vertel dit altyd, was my so mooi en nou Martin bel my sê Leon, ek sukkel met my besigheid in Pretoria, ek het nie werk nie. My besigheid werk nie, ek verloor die besigheid. Ek sê vir hom loof die Here. As jy praat in jou huis, loof die Here. Nou sê Rikkie stil, hy sê Leon, hoe kan ek verstaan jy moet die Here loof? Ek sê Martin, loof nie die Here vir sy goedheid te guns oor jou.
Hy sê ek sê loof net die Here. Nou bel hy my terug so 2 dae later, hy sê Leon, my vrou dink ek is nie lekker in my kop nie, want ek loof die Here en ons sukkel met die besigheid. 3-4 dae later, toe open die Here vir hom 'n deur in Sunny. So in ons omstandighede loof ons die Here. Want ons lewens gaan oor die Here Jesus. Dit het nog nooit oor iets anders gegaan nie. Loof die Here. Ou Henk is terug by ons. Hy was met 'n swemkampioenskappe. Henk het baie goed gedoen. Henk, hoeveel medaljes het jy gewen? 4 medaljes. Wel dan Henk, baie wel. En dit was 'n groot byeenkoms. Het 'n klomp mense. Hy het baie geluk Henk. Manne, kom ons worstel by die Here se voete. Ons het 'n lekker oggend saam met Effa hier so saam met ons. Hy sit aan my regterkant. Changie sal ons so vinnig aan julle voorstel voor ons beginne. Maar kom ons worstel by die Here se voete. Daar waar jy sit. As jy by iemand sit, sê eers vir jou daar langs jou man, die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Ja, so sit daar waar jy is of sit by iemand en word doodstil in die Here se teenwoordigheid. Vra sommer net die Here se Gees om jou aan te raak vanmôre. Terwyl Effa vir ons regmaak om te kom hallo sê. Môre manne, ek wil vandag ons spreker voorstel, Effa Havenga. So net 'n agtergrond, hy was in die okkulte. Hy help mense uit die okkulte uit. En hy is ook 'n sielkundige, so hy doen dit ook. En hy het my ook al baie goed wat ek mee gestruikel gehelp. En ek is bly jy's hier so Effa. En ek lus om te hoor wat jy te sê het om die manne te help vandag 'n paar tools te gee en ek hoop julle te geniet Effa. Mag ek hom afval? Ek gaan net die meubels bietjie skuif, sorry. So hulle sê as jy tuis voel dan mag jy meubels skuif. So nou skuif ek maar meubels. Goed, FH, dit is regtig my naam. Daar was te veel Franse en Hendrikke, so ek kom van die Karoo af, Koelsberg, so jy mag nie sê jammer nie. So, maar, daar het jy net 3 goed nodig. Wel, toe ek groot geword het, jy 3 goed nodig gehad. 'n Politieke party, 'n rappiespan wat WP is, politieke party daai tyd was NP, so, en dan natuurlik het jy jou kerk nodig. En dit was nie enige gemeente nie, dit was NG Moedergemeente. Groot kerk, einde van die straat, that's it. En dan moet jy die posmeester ken en die polisiehoof, dan is jy reg. Ons praat oor ander goed nie. Ja, volkskas, ja. Goed. Terwyl ek voorberei vir hierdie gesprek, sê die Heilige Gees vir my spesifieke dinge, en daar's 3 goed wat ek vanoggend net vinnig by julle wil los. Meeste van ons het al gelees van die wapenrusting, reg? Julle weet van so iets. Dit is in die Bybel. As jy nie weet nie, vra die ou langsjou wat ook nie weet nie. Ja. So, en dan die tweede ding wat ek vir julle wil sê gou agter my aan, Emuna. Dis nie Imuna nie, nee. Dis nie die man nie. Emuna, Aman. Sê Aman. So Emuna, Aman, het ek eintlik nie voorberei nie, maar ek het, waar was dit, Sondag het ek in Marble Hall dit gepreek, by 'n gemeente World Shakers Church daarso. En terwyl
ons praat en terwyl ek luister, toe voel ek dit in my gees, ek wil net dit met julle deel. Ek gaan dit kort deel, andersins, hulle het vir my gesê ek het daarom so 3 ure, so ons het daarom tyd. Okay, ek is klaar. Goed. Emunah Aman is die oorspronklike Hebreëse woorde waar die woord geloof vandaan kom. En hier is die interessante ding van dit. Ons het in die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. So in die Nuwe Testament het hulle oorgaan na Grieks toe en hulle het dit pistis genoem. Pistis is die Griekse woord vir geloof. Maar weet julle dat hulle het geloof eintlik sagter gemaak? Want die Grieke is filosowe. Die Grieke het daarvan gehou om te filosofeer en om te dink oor goed en te rasionaliseer. Maar hoor gou hierdie, Emunah Aman het begin voordat die Bybel geskryf was, nee. Abraham word genoem die vader van geloof. Ja. En die woord Emunah Aman beteken die volgende, en ek gaan dit nou vir julle verduidelik. En hy sê dit soos volg: geloof was gevorm in die wildernis, in die woestyn. Geloof was fyner gevorm in ballingskap. En geloof is voorbetaal in bloed. Ek gaan dit weer sê. Die geloof wat ons baie keer het, is meer 'n kopgeloof as wat dit werklik 'n goddelike geloof partykeer is. Want die kopgeloof sê sien is glo. Waar goddelike geloof sê glo is sien. Het julle hom? Sien is glo, dis wat die wêreld sê. As jy dit nie vir my wys nie, glo ek dit nie. Dis wat ons in die okkult misdaad eenheid die hele tyd moet doen. In die howe moet ons vir die speurders leer om nie te sê, maar die duiwel het my dit laat doen nie, want wat sê die regter? Hier's 'n subpoena die duiwel, hy moet kom getuig, hoekom het hy hierdie ou beïnvloed? En almal lag. Ja? So ons moet dit wat jy nie sien nie, probeer vir die speurder kry om dit te verduidelik sodat die hof dit kan sien. Sodat hy kan verstaan, maar die bok het deur die venster gevlieg en die vrou verkrag. Hoe doen 'n bok dit? So ons moet dit verduidelik vir hom. Hoe gaan jy dit wetenskaplik 5 sensories dat die ouens kan sien, voel, hoor, ruik, proe? Hoe kan die hof dit verstaan? En dis ons probleem. Wanneer ons besigheid doen, moet ons weet, voordat ek begin, dit is 'n sukses. Dit gaan nie altyd so voel nie, dit gaan nie altyd so lyk nie, nê. En dan kry jy natuurlik daai persoon met wie jy besigheid doen. Maar ons vertroue Emunah Aman. En ek gaan nie te lank nou daarop stil staan nie. Die eerste deel Emunah is geloof. Maar in Hebreëus het elke woord 'n wortel of 'n kernwoord. Hy 3 letters. En die 3 grondkernletters van die woord Emunah is die woord Aman. Aman is meer bekend aan ons as die woord Amen. Aman. Amen. So nou is die vraag, wat beteken Amen? Amen beteken, wanneer ek sê Amen, beteken dit, ek glo dit wat jy sê so sterk, ek sal my lewe op die spel stel vir dit. Dis letterlik wat dit beteken het in die Hebreëse taal. Het gesê, I will pay with my life because it is true, it will be true, and I believe it's true. Dis waar die woord geloof vandaan kom. Dit was nie 'n woord van gemak nie. Dit was nie van,
ek hoop iets gaan gebeur en miskien glo ek in dit nie. Dit is ek glo dit, al hang my lewe van dit af. En ek sal afsluit met dit klink soos volg. Toe Stefanus, die eerste martelaar, toe hulle hom gooi met klippe, terwyl hy staan, kyk hy op. In sy oomblik van waar hy dood in die gesig staar. Hy weet hy gaan nou sterf. Hy weet dit gaan nie lekker wees nie. Maar hier is die interessante ding. En ek wil amper vir julle sê, hoor wat die Gees vir julle sê. So ek sê, ek het nie hierdie voorberei nie, maar die Gees, terwyl ek gesit het, het ek net gevoel die Here sê, deel met hulle dit ook. Terwyl hy staan, kyk hy op. En wat sê die Bybel? En hy sien Jesus Christus staan in die hemel. Nou baie mense mis dit dalk. Maar die woord van God sê, en Christus is gesete aan die regterhand van God die Vader, reg? Hy is wat? Gesete. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Maar in hierdie geval staan hy. Wat beteken dit? As 'n persoon van status hier sou inkom, argument onthaal was die staatspresident hier sou inkom, sal almal sê staan. Hoekom? Want jy moet respek betoon. Terwyl Stefanus dood in die gesig staar en hy kyk op, staan Jesus vir hom. Hy sê respek. Emona, aman. Stefanus staan vir sy geloof. Stefanus is bereid om sy lewe te gee vir wat hy glo. En Jesus sê, ek eer jou. Ek staan vir jou. Manne, as jy vir hom staan, al wat sê Habakuk, al is daar nie bloeisels op die boom nie, al is daar nie kalvers in die stal nie, al werk niks uit nie, ons leef nie deur aanskouing nie, maar deur geloof. Al sien ek niks nie, al is my omstandighede donker, emuna aman, nogtans sal ek op die Here vertrou. Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here God wat hemel en aarde geskaap het, die bewaarder van Israel, sluimer en slaap nie. Waarlik die bewaarder van Israel is my hulp. Ja? Psalm 121 het 8 verse. Die eerste vers is die psalmskrywer realisties. Hy sê ek kyk en ek sien die berge. Ek sien my omstandighede. Ek ignoreer dit nie en ek jok nie in geloof nie, nê. Ek weet ek was in gemeentes waar ek geleer is om te jok in geloof. Die mooi Afrikaanse woord is om te lieg in geloof. Nê? Jy sê Effa, jy klink 'n bietjie siekerig. Nee, prys die Here, ek is gesond, ek is nie siek nie. Maar jy klink 'n bietjie siekerig, broer. In plaas van om dit te sê, hoekom sê ons nie net, weet jy wat, ek het die simptome van verkoue, maar ek aanvaar dit nie, want deur sy wonde is ek genees. Fyn lyn. Emuna aman. Here, ek sal in U glo, ongeag wat my sintuie sê, ongeag wat my omstandighede sê, ongeag wat my bankrekening sê, ongeag wat my makelaar sê, want U is Jahwe Jiri, U is my voorsiener.
Nie die ou met wie ek 'n kontrak teken nie. Here, U is, Psalm 121, Yahweh Shammah, die God wat by my is, wat my help regterhand, wat my help. U is Shammah beteken skaduwee. U is so naby aan my, dat ek kan nie van U af wegkom nie. Want my skaduwee volg my. Dis wat hy sê. So ek weet nie vir wie presies dit is nie, want soos ek sê is nie my notas nie. Kom ons maak net seker, sien, is nie my notas nie. Daar is die M na, dan vat hy nou my notas. Ons wag net 'n oomblik gou. Ons het net, ek het dalk vir die verkeerde ou nou gegee. Dis nie my notas. So hoor, geloof is slegs geloof wanneer ek in krisis is. Dan sien ons, wanneer daai tandepasta bysie gedruk word, wat kom uit. Dis die tyd wat ek wil sien, wat glo jy? En ek sluit af met die geloofdeel. Dis hoekom Abraham genoem word die vader van geloof. God sê vir hom, Abraham, trek. Hy sê, waantoe, Here? Trek. Maar Here, my pa, los alles en trek. Ek sal vir jou die plek wys. Hy gee nie vir hom Waze of Google Maps se GPS adres nie. Hy weet nie waartoe hy gaan nie. Hy moet net sy kameel en sy donkie skop en gaan. Nee? Hy brul nie eers soos 'n V6 nie. Of 'n V8 nie. Daar is nie genoeg perde nie. Maar hy moet gaan. God sê vir hom en hy begin stap. Hy vat sy vrou en daar gaan hy. Toe sê die Here vir hom, Abraham, jy gaan 'n seun hê of jy gaan 'n nageslag hê. En hy sê, maar Here, ek weet jy is God, maar ek dink nie jy verstaan mooi nie. Sarah, my vrou, kan nie kinders hê nie. Hy sê, Abraham, jy gaan 'n seun hê. Of jy gaan 'n kind hê. Later sien hy dit nie. Onthou julle? Wat doen hy toe? Sarah sê vir hom, nee, maar gaan na Hagar toe. En vleeslike geloof, sien is glo, kry hy 'n kind, Ishmael. En ons het nou nog moeilikheid met Ishmael. Reg? Het julle hom? Tongenkies. Weet julle dat Abraham het 25 jaar gewag voordat Isak gebore is? 25 jaar moes hy glo. Niks gesien nie. Inteendeel, elke oggend staan hy op en sê, Sarah, jy's mooi my vrou. Maar eintlik kyk hy, maar die plooie raak meer. Sy loop 'n bietjie stadiger. Sy is 'n bietjie stadiger. 25 jaar. Hy is omtrent 100 en sy is omtrent 80. En die Here sê, ek gaan vir jou 'n kind gee. Hy sê, Here, is jy seker? Hierdie fabriek is al lankal toe. Behalwe dit, nou kry hy 'n kind. En wat sê die Here volgende vir hom oor die kind? Jy gaan hom vir my offer, jy gaan hom doodmaak. Askies. Dink jy aan, Abraham en Isak stap teen Moria die berg op. Die woord Moria beteken die Here sal voorsien. Nee? Dis wat dit beteken. Hy stap teen daai berg op. En Isak tiener, ons verstaan, Isak was 'n tiener om en by op daai stadium, so ons verstaan dat daar is skrif, dat partykeer kan jy dalk tieners offer, reg? Dis skriftuurlik. So, maar hy stap teen daai berg op. En Isak sê, maar pa, waar's die lam? Waar's die offer? Wat sê Abraham vir hom? God sal voorsien, Moria.
Ek sien dit nie. Ek voel dit nie. Daar is niks nie. In sy kop as 'n pa sê hy, ek gaan my kind nou doodmaak. Ek gaan 'n mes deur my kind se hart sê, wel tegnies sou hy sy keel afgesny, dis hoe hulle dit sou doen. En God voorsien, julle ken die storie. Het julle geweet dat die slim oomie sê dat die berg Moria, dieselfde bergreeks is dieselfde bergreeks waarop Golgotha is. Want op die berg van die Here in geloof het die vader van geloof Abraham 2000 plus jaar vorentoe gekyk en hy het gesê die Here sal voorsien. Manne, hoor wat die Here sê vir jou. Ek sal voorsien. Al voel dit vir jou, jy wag 25 jaar. Al voel dit vir jou, maar dis onmoontlik, die fabriek is toe. Al voel dit vir jou, dat jy moet alles opgee, en alles sterf om jou. Emunah aman. Jy kan jou lewe op dit bed, dat God sal getrou wees. Die enigste voorvereiste is, hou vas. My praatjie gaan oor die wapenrusting. Regtig. Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Ek gaan hom vir julle opsom. So ek sê, ek het net 3 ure. So, en ek probeer klaar gepraat wees voordat julle klaar geluister het. Ek onthou eendag op 'n okkult toneel, Olifantsfontein gewees. Het ons satanistiese aktiwiteit daar gehad en daar was beweringe dat daar offers sal wees, dat daar moord mag wees. En een van die speerkonstabels vra vir my, toe ons soontoe gaan, hy sê, is jy nie bang nie? Ek sê, weet jy wat, meeste van die tyd moet ek vir my broek sê, staan stil broek, jou baas is nie bang nie, want ek's mens. Maar nee, ek leef nie in vrees nie. Hy sê, maar, hoe kry jy dit reg? Emunah aman. My God het gesê, hy sal my nie begewe en nie verlaat nie. Hy sal nie my alleen los nie. Die psalmskrywer 121, julle ons het daarvan gepraat. Een vers sien hy die realiteit. Hy sien die berg, hy weet daar's rowers naby Jerusalem wat dalk vir hom wag. Die ander 7 verse van die 8 verse in Psalm 121 praat hy met homself. Wat sê hy vir homself? Een vers sien hy die negatiewe, sien hy die gevaar, sien hy die realiteit. Hy ontken dit nie, maar hy sê vir homself in daai vers, maar die Here God het hemel en aarde geskape. My God is groter as die berg. Hy het alles gemaak. En dan begin hy met homself praat. 3 keer sê hy vir homself, die Here is my bewaarder. Die bewaarder van Israel sluimer en slaap nie. Die bewaarder is my skaduwee aan my regterhand. Hy sal my ingang en my uitgang bewaar. By dag sal die son my nie steek nie, en by die nag die maan ook nie. Waar ek ook al gaan, sal hy my bewaar van nou tot in ewigheid. Psalm 121. Wat het hy gedoen? Wanneer jou omstandighede groot lyk, moeilik lyk, wees logies. Ons doen wat ons kan doen in die besigheidswêreld, maar is net God wat kan doen wat ons nie kan doen nie. So doen wat jy kan doen.
Doen wat jy kan doen en doen dit asof vir die Here. Maak seker, ek gaan gou vir julle die wapen, ek moet dit ingooi, ek het voorberei ouens. Jy moet my kans gee. Reg? Hoeveel dele is daar van die wapenrusting? So 6. 6 is die getal van die mens. Het julle dit geweet in die Bybel? Op die 6de dag is die mens geskape. Die merk van die dier is 666. Die mens sonder God, gees, siel en liggaam. 7 is die getal van God of geestelike perfektheid. So waar is die 7de deel? Vers 18. Hoor gou. Ons het die helm van verlossing, reg? Wie is ons verlosser? Jesus. Hierdie gaan moeilik raak, so julle moet 'n bietjie konsentreer. Ek kan net my tyd ophou. Reg? Die borswapen van geregtigheid. Wie is ons geregtigheid? Jesus. Julle moet bybly, is moeilik, ek het gesê. Dan het ons die beld van die waarheid. Wie is die waarheid? O, regtig. Hierdie man ken sy Bybel. Dan het ons die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede. Wie is ons vredevors? Wie is die goeie nuus evangelie? Jesus. Dan het ons die skild van die geloof. Wie is die volëinder van ons geloof? Jesus, emona aman. Dit is so, dit sal so wees, ek sal my lewe daarop wagen, want geloof is nie vir sissies nie. Ja? En dan, wie is die woord, die swaard? Jesus. Trek dan nou die volle wapenrusting aan, sodat jy kan staande bly. Nie sodat jy kan beklei nie, nie sodat jy jouself kan moeg veg nie. Wat moet jy doen? Staan. And when you've done all the standing you could, just stand. Het julle? So wat sê hy eintlik? En julle het hierdie al gehoor seker. Daai woordjie trek aan die volle wapenrusting is enduo in Grieks. Enduo beteken nie net 'n daad wat jy konstant doen nie. Dit in daai konteks praat hy van actually dat ons moet kom en ons moet in Christus inklim. En ons moet ons beklee met Christus. Want helm van verlossing, hoe bly jy staan? Ek staan op die wete dat ek gered is. Verlossing. Ek staan op die wete dat my hart geregte borswapen van geregtigheid. Ek leef wat reg is. Het julle hom? Die gordel van die waarheid. Ek het nie tyd om aan alles in te gaan nie, maar dis waar al die wapens gewoonlik aangehang het, reg? Maar dis ook, jou heupe is ook jou senter van balans. So hoe hou ek my lewe in balans? Deur nie oneerlik te wees nie, almal om my oneerlik, ons weet dit, onder die tafel, bo die tafel, gooi die tafel om, dans op die tafel, jy gaan dit nie doen nie. Want my vertroue is in hom, nie in die persoon wat ek die kontrak mee moet kry nie. En ek loop in waarheid. Liefde is waarheid, nê? En ek loop in waarheid. En dan, waar ek ook al gaan, kom ons bly weg van konflik af. Kom waar ons ook al stap met die skoene van die bereidheid van die goeie nuus en vrede. Waar ek gaan, loop ek in vrede, nie in konflik nie. In vergifnis, nie in bitternis nie. Bitterheid nie. En ek bring die goeie nuus. Mense moet die verskil sien. Let Christ in you create pursuing power in the people outside of you. Nee? Laat mense die andersheid sien. En dan geloof, emona, aman. Ek sal agter God staan, agter Jesus staan as my skild. Al skiet hulle om my dood te skiet met die pyle. Ek sal vas staan.
Want dis amen, dit is so, dit sal so wees, ek weet dit is so, want die groot ek is my voorsiener, ek is, dis vir my 'n briljante naam, né? Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, die Hebreëse letters, ek is God se naam, en hy sê, ek is jou voorsiening, ek is jou hulp, ek is jou genesing, ek is wat jy nodig het, ek is. Nie ek was nie, nie ek sal wees nie, ek is klaar in die toekoms, ek was in die verlede, maar ek is hier by jou nou. Ek is. En dan, wanneer ons praat in lyn met die woord, die swaard. Ek wil vir julle dit vra as besigheidsmense. Wees wys, moenie met jou godsdiens op jou mou loop nie. Moenie skrifte quoteer die hele tyd wanneer jy besigheid doen nie. Mense wil nie meer met Christen besigheidsmanne besigheid doen nie. Weet julle dit? Okay. Want hulle vertrou hulle nie, veral as jy te veel praat en te min wys. Sorry, my job is om die waarheid te praat. So laat hulle Jesus sien. Leef hom voordat jy praat oor hom. Maak dit sin? God sal, as mense nie Jesus kan sien nie, dan moet ons dalk bietjie huiswerk doen. En dan die laaste een, ek het vir julle gesê, ek sal vir julle sê, die 7de deel van die wapenrusting is in vers 18. Hy sê, en doen al hierdie en bid. Die 7de deel van die wapenrusting is kommunikasie, is verhouding met God. Engels sê het beter, it is not religion, it's relationship. En ek sluit af. So wat het ons gesê? Emunah Aman, is jy bereid om jou lewe, jou finansies, jou besigheid, jou familie, alles wat jy het, op die spel te stel, omdat jy glo. Dis nie 'n maklike woord glo nie. Ons praat nie van glo in God nie, ons praat nie van glo in die woord nie, ons praat van 'n vaste vertroue en 'n bewys van die dinge wat ek nog nie eers sien nie. So dit wat jy jouself verbeel, hoop, dit wat jy sien is 'n prentjie van iets wat ek hoop met my sal gebeur, dit wat jy sien moet in lyn wees met God se droom, God se woord, God se plan, en dan moet jy dit sien asof dit klaar is. Op hierdie berg sal die Here voorsien, my seun. 2000 jaar, bietjie minder, later het ons Jesus op daai selfde bergreeks gesien. Praat jy met jouself en sê, die Here is my bewaarder. Of wanneer dit moeilik gaan, dan sê jy, Here, waar is jy? Jy het beloof jy sal my bewaar. Of is hy nog jou bewaarder? En dan leef jy in 'n verhouding met hom. Gaan nie net deur die rituele nie. Ek onthou as 'n klein seentjie was ek geleer, voor jy gaan slaap, bid en lees 'n stukkie, né? Dan klim jy in die bed, en dan as jy in die bed is, dan onthou jy, ek het nie gebid en gelees nie, né? En as Jesus vanaand kom, gaan ek nie saam nie. Spring jy gou uit, dan lees jy. En die seun van Dawid was Absalom, en Absalom se ding, ek het 'n stukkie gelees, dankie Here vir, dankie vir Caesar, my hond, dankie vir Sokkies, my kat, vir mamma en pappa, en ja, en werk tog net met my wiskunde, meneer Jonker, asseblief, en dis nie Kobus Jonker nie. Amen. Spring ek in die bed, nou gaan ek hemel toe as hy kom. Die woord vertrek die wapenrusting aan, is nie
'n daaglikse ritueel waar jy dit elke oggend. Ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê nie jy mag dit doen nie, is ook 'n aksie van geloof. Maar daai woord enduo beteken om in dit te leef, om jou te beklee met dit, om jou toe te maak met dit. Die woord sê ons is in Christus en verseël, toegemaak met die Heilige Gees. En ek sluit af. Leef die wapenrusting. Moenie dit aantrek nie. Want as ek nie die regte dinge doen nie, het ek nie die borswapen aan nie. As ek nie in die waarheid wandel nie, het ek nie die beld aan nie. As ek nie vrede en goeie nuus bring nie, het ek nie die skoene aan nie. Dan is ek nie besig om te staan, vas te staan op die fondasie van die woord nie. En in alles, en muna aman. Here, as u dit sê, dan aanvaar ek dit. If you say it, that settles it. Geen maars nie. Want as jy sê maar, kanselleer jy uit wat jy gesê het. As jy wil maar sê, sê maar God. My omstandighede lyk erg, maar God. Ek sal staan en ek sal leef in en deur Christus, sodat die wêreld sal sien, en in die besigheidswêreld, hulle sal wonder, hoe kry jy dit reg? En wanneer hulle kom en sê, hoe kry jy dit reg? Emuna aman, want my God sê, dit is klaar. Ek aanvaar dit so, ongeag my omstandighede, ongeag my sintuie, want hy is my bewaarder, en hy sal voorsien, al sien ek nie die lam nie, al is daar niks nie, hy sal op die regte tyd daar wees, nooit laat nie, nooit vroeg nie, altyd op tyd, en dis moeilik, want dis nie altyd ons tyd nie. Jy moet nou nie dit sê nie, ek probeer nou die ouens bemoedig, nou kom jy. Hoor wat die Gees van die Here sê. Jy het gewonder, maar Here, hoor jy my nog? Jy het gesê, Here, maar dit lyk nie asof ek dit gaan maak nie. Wanneer hulle die klippe gooi, kyk op. Want die Seun van God, die Lam van God, staan vir jou. En my laaste sinnetjie. God sê, vir die een wat bereid is om my voor mense te erken, sal ek voor my Vader eendag erken. Om 'n kind van God te wees, is verniet, maar is nie maklik nie. Dit kos 'n prys, en daai prys is jou hele lewe. Nie in my krag nie, maar in u krag. Emuna aman los ek by julle. Met ons bid. Ek kan bid. Ek het dit al 1 keer gedoen of 2 keer in my lewe. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat u die skepper van hemel en aarde is. Maar tog, sê u, deur die Gees kan ons uitroep, Abba. U is ook 'n papa. Dankie dat u elkeen van die kinders lief het, en dat ons kan partykeer wanneer ons net benoud is, net sê, papa, hou my net vas. Ek voel alleen. Niemand verstaan nie. Dankie Jesus dat u die prys betaal het, sodat ons nie hoef die prys te betaal nie. En dankie Heilige Gees, dat u so getroue vriend is. Alhoewel u God is, kom u op ons vlak, en wil u 'n persoonlike verhouding met u kinders hê. U is ook 'n intieme God.
En Vader, ek spreek oor elke besigheidsman teenwoordig hier vanoggend, oor elke familie wat verteenwoordig word, elke besigheid wat verteenwoordig word, spreek ek uit, amen. Dit sal so wees, dit is so, en God sal voorsien. Ek spreek u guns, u seën en u glimlag oor elke besigheid uit. Ek proklameer dat God vir ons is. U is ons bewaarder, u is ons beskermer, en ons sal nie angstig rondkyk nie, want u voorsien vir ons. U is die groot ek is. En Here, wanneer ons twyfel, help ons om te onthou wat u naam is. Ek is jou uitkoms, ek is jou vrede, ek is jou krag, ek is jou voorsiening, ek is. Here, ons is lief vir u. Wie is daar soos my God? Niemand. U is uniek. U is heilig, u is anders, u is eenkant, daar is niks en niemand wat kan vergelyk met u nie. Help ons, Here, wanneer ons swak is, want ons is mense, Here, en ek maak droog, en ek mis dit partykeer, maar u bly getrou. Emona aman. Help ons, Here, om in Christus te leef, nie net die wapenrusting aan te trek nie, want ons moet dit nooit uittrek nie, want die vyand slaap nie. Maar Here, help ons om in Christus te leef, deur Christus te leef, en om in verhouding met die Heilige Gees te leef, wat ons lei en leer in die volle waarheid. So is dit, en so sal dit wees, en mense sal sien dat hierdie besigheidsmanne, dat daar iets anders is, en dan kan ons vir hulle sê, sy naam is Jesus. So is dit, so sal dit wees. Amen en amen. Dankie, gee net vir Eva hande klap. Jy was baie dankie Eva. Volgende donderdag is veel burger hierso, so ouens, kan ons opstaan en die Onse Vader gryp mekaar. Kom hier Eva. Ja. Ja. Ons begin. Dit
lekker week vir julle verder en geniet die naweek.